baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 30 doen. Kom ons vra gou vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer in die naam van Jesus Christus. Amen. Ok, Exodus 30, die reukaltaar. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwater te brand. Van akasiëhout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. Vierkantig moet dit wees en 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met suiwer goud oortrek. Die plaat in die sykante rondom en die horings en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die krans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak en hulle moet dien as plekke vir draaghoute om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Julle mag daarop geen vreemde reukwater of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in 'n jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmaal in 'n jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem, volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan die Here gee as hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees as hulle getel word nie. Dit moet hulle gee elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Die sikkel is 20 gera, 'n half sikkel as offergawe aan die Here. Elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, moet die offergawe van die Here gee. Die ryke moet nie meer en die arme moet nie minder as 'n half sikkel bring nie, as hulle die offergawe van die Here gee om vir julle siele versoening te doen. Neem dan die versoeningsgeld van die kinders van Israel en besteed dit aan die bediening van die tent van samekoms, dat dit die kinders van Israel in die gedagtenis kan bring voor die aangesig van die Here, om vir julle siele versoening te doen. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Jy moet ook 'n koper waskom maak met sy kopervoetstuk om in te was, en sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle met water was, sodat hulle nie sterwe nie. Of as hulle naby die altaar kom om te dien, deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. Hulle moet dan hul hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie. En dit moet vir hulle ewige insetting wees, vir hom en sy nageslag in hulle geslagte. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: En jy neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurende kaneel, 250 sikkels en 250 sikkels geurende kalmoes, en 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy dan die tent van die samekoms salf en die ark van die getuienis. En die tafel met al sy gereedskap en die kandelaar met sy gereedskap en die reukaltaar en die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk. So moet jy hulle dan heilig, dat hulle hoogheilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig.
So moet jy dan hulle heilig, dat hulle hoogheilig kan word, kan wees, elkeen wat in hulle raak, word heilig. Jy moet ook Aaron en sy seuns salf en hulle heilig om vir my die priesterampt te bedien. Jy moet ook, en jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my 'n heilige salfolie wees in julle geslagte. Op geen menseliggaam mag dit uitgegiet word nie. Julle mag ook na dieselfde voorskrif so iets nie maak nie. O jene. Heilig is dit, heilig moet dit vir julle wees. Elkeen wat so iets meng of iets daarvan aan 'n onbevoegde laat kom, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. So dis die goedjies wat jy kan aanmaak op jou huis en besluit jy gaan nou hierdie huis salf nie. Jene. Vers 34. Verder het die Here vir Moses gesê, neem vir jou speserye, storaks, gom en naaltjies en galbanum, speserye en ook suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede en maak daar reukwerk van. 'n Mengsel soos die salfmenger dit maak, met sout gemeng, suiwer, heilig. En vryf 'n gedeelte daarvan heeltemal fyn, en sit 'n deel daarvan neer voor die getuienis in die tent van samekoms, waar ek met jou sal saamkom. Hoogheilig moet dit vir julle wees. En die reukwerk wat jy moet maak na dieselfde voorskrif, mag julle vir julle nie maak nie. As iets heiligs aan die Here moet dit vir jou wees. Elkeen wat so iets maak om daaraan te ruik, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. En dis die einde van Eksodus 30. Die Here het homself 'n paar keer herhaal wat hy sê, moenie die mengsel vir julleself aanmaak nie, nee, dit is heilig, dit is heilig. Kyk, ek moet eerlik wees, toe ek nou hierdie sit en lees, toe was al, miskien moet ek het ook aanmaak, dis nou voordat ek gekom het by die stukkie, dat jy dit nie self moet aanmaak he. Denk ek, miskien moet ek ook so iets aanmaak om in die huis te smeer, en die huis heilig te maak en te salf, maar 'n mens moet nie, dis God se instruksie vir Moses. Ok, ons is klaar met Eksodus 30 tot 'n volgende keer.